lewenswyse werk, sy die oosterse filosofie, en dit behels 'n lewe van karakter, wysheid, balans, balans. Nou al die verskeidenheid stories wat in hierdie roman saamgetrek is, kan jy sê, ontstaan deur die verskillende karakters. Daan, die hoofkarakter, Lodewijk, die skuilnaamskrywer, en Andries Buys, die ware mens agter die skuilnaamskrywer. En uit hierdie verskeidenheid tekste wat saamgevoeg is in die roman, wil ek graag 3 genres uithaal en 'n bietjie bespreek. Die eerste is die plaasroman. Nou die roman is werklik waar nou nie eintlik 'n tegniese plaasroman nie, maar dan met boerdery aktiwiteit wat versprake is. Maar die 70-jarige Daan boer nog op die meer, maar hy is in sy besig en sy hart is hy nog steeds 'n boer. En noem homself 'n plaasjaer. Daar waar hy in die kerk sit, in die kerk, by die Doopelkerk, en luister na die diepgooie, wat door die vloed voorgelees word. Maar hy is eintlik 'n bietjie skuldig in sy binneste, en daarom beskryf hy gebooie as die moeds en moedies van ons. Dat in sy binnesak is daar 4 opse Kersvrybriewe wat hy geskryf het. Die een nog as Eva Boerseun. En in sy Bybel is 'n voorskrif vir die Hebreë wat hy van plan is om môre in die praktyk te gaan. So om hierdie skuldigheid bietjie op te slaan, is sy gebed nogmaal op plaasbeelde en anders in die plaasroom. En hy bid, hou die Here, hou die steenoudkamers op hok en die klein jakkalsies uit die oor. Die roman sluit in 'n mate aan by 'n siening van die plaas as 'n religieuse ruimte met pantheïstiese belewing. Byvoorbeeld, daar beskryf die natuur vreeslik besonderlik en hy beskou homself as iemand wat in die lewe lewe. Ook later as hy met die Taoïsme te kennis maak, probeer hy dit verstaan op dieselfde wyse as wat God op sy plaas verstaan het, op die plaasbeelde. Hy sê, ek dink die Tao is soos die smaak van 'n rooibok op 'n koos, vroegoggend in die boom, wanneer die son soos 'n lotusblom oranje piep oor die klipraadjies opkom. Skryf dit neer, die smaak, en dis net woorde op piep, 'n belediging vir die rooibok op 'n koos. So die verwysing na die lotusblom, 'n blom in die ooste sal die klipraadjies in die Afrikaanse landskap, wys vir my daar is 'n ooreenstemming tussen hierdie godsdienste. Nou Daan is nie 'n stereotypiese boer nie, maar wees 'n besondere belangstelling, en ek wil glad nie boere hier afkraak nie, Latyn, mytologie, geskiedenis, musiek, letterkunde, en dan veral weer sy homoseksualiteit. Hy beskryf homself as 'n bout in sy boer vasgeroeste, gebreekte eenspaar. Wat ontoon dat hy gemaak is met homself. En later verwys hy spottend hierna na homself as hy sê, hy is 'n boer in bug en been. Nou dit is die weerbeschrijvende kommentaar op 2 fundamentele aspekte van die boerenbestaan. Plaasaanval en die hofprocedure daarna, kan jy miskien sien as 'n totale ingryping in die samelewing. En ook die manier waarop Daanse homoseksualiteit verwerklik uitgebeeld word, bevestig dat die plaasmilieu 'n idylliese ruimte is. Dat hy word in die kerk gewerk en onder sy sier geplaas, en hy word in die samelewing gewerk, soos blyk by Sappie Ontsees se begrafenis. Na die begrafenis het Kosteer by Ouertuis 'n stoep gedruk. Die begrafenisgang was regs van die voordeur en alleen op 'n stoep by 'n tafeltjie aan die landbouwkant. En nou sê hy voor my kom staan. Kom maar. En so is Daan, die vat van Esther van Fontein, sterk tussen die bene van sy plaas weg. En die gebeure op die plaas na die plaasverkoop is ook nog belangrik, want dit lewer kommentaar op hedendaagse diskurs oor grondbesit en eie plaas, woorde, voedselvoorsiening. Al meer en meer word produktiewe plase, leefstylplase, toeriste aantreklikhede, soos iets soos die begrafplase en ook boerewoning word nou sulke tipe goed. En dan sê twee Afrikaners het 'n toeriste aantreklikheid geword. Die tweede genre wat ek wil kyk is die metafiksie. In contemporaire metafiksie is die konstruksie van rame, stories binne rome, stories binne stories van belang, soos in die presiese roman, wat op 2 tydsvlakke afspeel. Die vertellers hede, dan wat in China en 'n moederlike self sit op sy verhaal vertel, dit is dan die vertelde gebede. Nou hierdie 2 wêrelde skakel in die illusie van 'n realiteit.
biografie waarmee Du Plessis in sy roman speel. Die struktuur van die roman bestaan afwisselend briewe en dagboekskrywings, waarin twee baie belangrike eienskappe van die metafiksie na vore kom. Die een is die verteller wat aankondig en die verhaal gaan skryf, vertel, en die tweede een is daardie verteller sy baie bewuste skrywerskap. Die term metafiksie word op ironiese wyse deur Holland Jordaan beskikbaar as 'n storie waar die skrywer sy naaltjie losskryf. Maar dit is presies wat hy egter doen as hy sê: ek was 'n groot voël in die modder, ek het gespartel, ek het gespoel. Ek wil opstyg uit my ellende, maar dit het net 'n geklap of vlerke gehoor. En ek het daar van die bal van die glas beste van gekom. En wat is sy bedoel? Hy is 'n man wat na sy vrou se dood met realistigheid gediagnoseer is. Want hy het in 'n visioen hanteer en leerstops geskryf. Daan van 'n rol, jou boggel en jou blom is welis. Sy verkenning van sy homoseksuele identiteit het hom in 'n besluit gedoen. Vanweer sy posisie as ouderling in sy kerk, want welis was bestembaar as nommer 1 dobbere sonde. Dat was sê was 'n sonde. Die metafiksionele aard van die roman word bevestig as daarin aankondig dat hy sy lewensverhaal geskryf. Soos 'n Rooms-Katolieke briefboek gaan ek op papier my sondelas woord vir woord van my gewete afwerk. Ek gaan my geskiedenis naspoor, my historia skryf en na die belydenis op die kom insig. Na die insig, begrip en wanneer ek alles begryp, vir die vryheid. Nou deur Paspa is dan so rond dat op die plaas geval dood is, as aan te spreek in sy dagboekbeskrywings, word privaatheid nie opgeheef, trouwens dit verbreed en dit die uitdrukkingsmoontlikhede. Paspa is dit vir die rol van die katalysator, by sy vriend, sy vertrouweling, en deur om Boldina sy Engelse hoek voor te stel, kry die verteller nog meer vertelings. En dit sluit ook aan by deesdaagse studies in die letterkunde Bremont. Du Plessis benut ook die dagboekromanse vermoë om op 'n metiese vlak die illusie van realiteit te skep, sodat die suggestie van 'n werklike dokument ontstaan. Sodan is baie bewus van sy skrywerskap en gedurig besig om kommentaar te lewer oor sy historie, soos hy nou sy dagboek noem. Byvoorbeeld, as hy ek soek aan die regte woord wanneer ek skryf en die bewys terug as ek verlede as regsman. Woorde is die regsman sy gereedskap. Met woorde oortuig hy die hof dat sy kliënt se saak meriteer. Weer baie autobiografiese element as ons onthou dat Andries Buys was ook 'n regter. Hy wonder ook hoe eerlik woord hy is. Wat moet in en wat moet uitgeskryf word? En later erken hy dat sy geskrif na hom verhinder word. Voorts verwys hy na sekere letterkundige norme wat hy dink waaraan hy moet voldoen. Soos vasklou aan die hedene. Dit was my lettergierige eggenote se goue riglyn vir skrywers. Na elke jakkalsdraai, sê Plessis, moet die verteller terugkeer na die hedene, die plek waar hy was voor hy sy koers verloor. Die bestaan van die historie as 'n werklike dokument word verder bevestig deur die aandag wat gegee word aan die opstel van 'n buiteblad, 'n titel, 'n opdrag, 'n motto. Die opdrag is aan sy vrou en sy geliefde hond. En dit wat ons nog klaar dink, dat is 'n bietjie voortgelees in hierdie blik, omdat die geliefde staan voor hond, die voor vrou. En ook die opdrag gedig deur Thomas Hardy bevestig sy vrou se treurigheid en hartseer. Ek hoor dat ons verstaan, maar ek het 'n klein uittreksel uit elkeen gehaal, so dis 'n bietjie moeilik om almal vir te wys. Goed, Celan se tegnieke sluit in innoverende neologismes, byvoorbeeld om ou woorde nie te maak, morfologiese afwykinge waar die verandering van een letter 'n hele woord verander, of deur foutiewe voor- en agtervoegsels te gebruik om grammatika foute te maak, verbuigings te verander en oorbekende woorde oop te breek en te destabiliseer. Dit is ook die tegnieke wat die leser van medelewe beïndruk deur die wyse waarop Krog die taal en spesifiek woorde verander en nuut maak deur verskillende woordvormingsprosesse. Hierdie woordvormingsprosesse en tegnieke is ook op plaaslike vrae al in die poesie deur ander skrywers op die proef gestel, soos deur onder andere Pieter Bloem se gedig Rooi Nekkel Hermanus, asook verskeie gedigte van Breitenbach
in onder meer die windvanger en 45 skemeraansangers. Krog gaan egter op 'n intensiewe sistematiese wyse te werk in die 4 gedigte van hierdie laaste afdeling in Ledewete. Alhoewel daar reeds vroeg in die bundel Ledewete nuutskeppings en verwysings na Koltjelane is, neem Krog egter in die laaste afdeling, getiteld 4 pogings in linguïstiese synapsopsporing, in 'n korpus van 198 leksikale items, 'n wending weg van standaard Afrikaans. Die feit dat daar tot dusver nog nie navorsing oor hierdie proses in hierdie afdeling beskikbaar is nie, het my tot 'n morfologiese ondersoek gelei met vrae soos: watter komposisiestrukture kom hier voor? Hoe is die strukture gevorm? Watter prosesse het die digterspreker gelei na die vorming van hierdie items? Is hier 'n sistematiek te bespeur in die morfologiese proses van woordvorming? En tot watter mate kan ons in hierdie korpus praat van 'n morfologiese sistematiek vanuit die perspektief van kreatiewe digkuns? Vir hierdie studie het ek 'n analise vanuit 'n taalkundige lens van die laaste afdeling in Ledewete aan die hand van die morfologiese ontledings en woordvormingsreëls van J.H. Kombrink asook W. Kempton gedoen. En hier wil ek sommer dadelik sê, dit is nie soseer oor die morfologie nie. Al wat ek hier gedoen het is net om die as ek nou die woord stam kan gebruik, uit te haal en na die aflikse te kyk. So dit gaan nie soseer oor die morfologie nie, dit gaan om te kyk wat se spelling sy doen. Volgens Kombrink is daar verskillende komposisiestrukture afhangende van die wyse waarop die strukture gevorm is en word daar onderskei tussen 3 hoofwoordvormingsprosesse, naamlik reduksie, kombinasie en reduksie plus kombinasie. Reduksie sluit in akronieme knipsels, trieforme of inkortings. Kombinasie sluit in afleidings, samenstellende afleidings, samenstellende samenstellings of vloekwoordinleiding. En reduksie plus kombinasie sluit in reduksie afleidings, reduksie samenstellings, techno-afleidings of techno-samenstellings. En dan is daar ook nog ander prosesse soos versmeltings. Ek sê so dat vir die korpus, daar is 'n korpus van 198 items. Ek het elkeen van hulle gaan morfologies ontleed en dan gekyk na die semantiese deelde. Maar ek het nou so net hierdie al sit ek so lank weer op dit kan sien wat so interessant is oor dit. Dis 'n klein deeltjie van die 198. Kombrink sê skepping sonder meer is 'n woordvormingswyse wat baie infrequent deur die sprekers van Afrikaans benut word. Anders gestel, dieselfde dat 'n nuwe woord in Afrikaans nie gemaak word op basis van of minstens met behulp van een of meer bestaande morfeme nie. Vir die morfologie word skepping pas ter sake wanneer dit gepaard gaan met sistematiek. Verder, soos ek sê, is dit ook van waarde dat hierdie leksikale items op 'n semantiese vlak met bestaande temas in die bundel geëvalueer word, om soos reeds genoem vas te stel of sekere prosesse die digterspreker gelei het na die vorming van die nuwe woorde en in hoe mate sy kreatief omgegaan het. Ja, kyk na die pragtige woorde, voorbeeld soos stroomkring, elk haarwees, wat jy kan lees is elk haarwees of elkaar wees, joule onste aarde, medelee wat met die invoeging van die medeklinkerieë wat wees medelee of medelee, wat mens later as jy die toepak kan sien dat dit verband op die tema van die ek en die ander. Ja, voorts sal ek nou vir hierdie referaat, toen ek dis net enkele voorbeelde van hoe Krog te werk gegaan het, die spesifieke fokus op die verskillende produkte van kombinasie, wat afleidings, samenstellings, samenstellende afleidings en samenstellende samenstellings insluit. En dan by afleidings bijvoorbeeld, dit het een woordgat voorbeeld, dit kom aan die laaste, die 4de gedig van die gedigreeks, die woord in homse, as ons gaan kyk na die stam homs, die prefix in, suffix aan die einde. Ek sit elke keer maar die thema's by, want dit is allemaal is altyd so nuuskierig, maar mens kan nie als verduidelik in 'n kort tyd nie. Maar as mens dan diep in die woord ingaan, dan kan jy agterkom hoe dit aansluit by die thema's ook. Die woord in homse, laat die leser aan inheemse ding. Hier is 'n voorbeeld waar die digterspreker die E2-klank na die vokaal O verander om 'n liedskeping te maak. Inheems is volgens die hart 'n byvoeglike naamwoord wat iets beskryf wat in 'n land of gebied tuis hoort, wat van nature daarin voorkom of daartoe beperk is. Volgens Susan Smit bevraagteken die digterspreker haar vervoering met en behoefte tot uitreik
en deelname om die ander in hierdie land te betrek, in die laaste gedig. Die laaste gedig waar in hierdie woord kom is Thesis in gestapelde syllabe versteuring oor ingewetheid, is die titel. En lewer sy, die digterspreker, kritiek op die inhomste filosofe. 'n implikasie dat die filosofe beide plaaslik, inheems, maar ook manlik, inhoms is. 'n Mens kan aflei dat die filosofe of sogenaamde geleerdes, die wat wil uitreik na die ander, steeds beperk vanuit hulle inheemse, beperkende en boonop manlike, inhomse perspektief. 'n Voorbeeld van 'n samestelling is die woord droomsterk, wat die twee stamme het en dan aan die einde voeg sy die medeklinker K in hakies by. Met ander woorde, die woord droomsterk en die ook lees as droomsterk. Hierdie is nog 'n syllabe versteuring waar 'n ekstra opsionele letter aan die bestaande nie geskepte samestelling gevoeg word. Die afsonderlike woorde droom en sterk het volgens die hart baie betekenisse, wat in opsigte van die digterskrywer se strewe na koneksies ook op kosmiese vlak, wat 'n baie belangrike tema in die bundel van haar is. Met ander woorde, groter eenheid in die natuur en die heelal, verwys dit na die volgende betekenis wat die kosmiese tema, sowel as die uitreiking na die ander in verband bring. As mens kyk na die woord droom, sê dit, ja, dit is ideaal, mooi gedagtes oor wat jy graag sou wil hê of doen. Ster is 'n hemelliggaam wat lig uitstraal. Nou voeg sy die K by, wat dit letterlik die woord sterk spel en dit eintlik versterk wat sy wil sê. So die K versterk inderdaad beide hierdie temas in droomsterk. En boonop geskiede deur die taal, daai K wat sy invoeg, dit gebeur deur taal in die nuutskepping van die samestelling. En as mens ook dink in die bundel, gaan dit baie daaroor dat sy juist 'n dominante taal afbreek om 'n nuwe taal te skep wat almal insluit. So die taal is ook baie belangrik. Na my mening is dit 'n slim wyse waarop daar slegs in een woord op 3 verskillende vlakke betekenis toegevoeg word. Met ander woorde, die digterspreker se strewe, haar droom, na koneksie op kosmiese vlak, die ster, deur middel van 'n nuwe taal, droomsterk, met die taal. Dan 'n ander interpretasie wat ons ook kan na kyk is 'n verwysing na 'n vroulike vorm van dromer. Dan is dit dan nie meer 'n samestelling nie, maar dan is dit droomster, wat ook kan dui op die digterspreker se eie drome. In die volgende samestellende afleiding neem Prof woorde wat nie in bestaande samestellende afleiding voorkom nie, voeg dit aan mekaar en skep 'n nuwe samestellende afleiding wat vreemd is, maar ook nuwe betekenisse tot gevolg het. Dit is die woord magnolia meelavend. Soos jy kan sien, stam en dan die mee en laaf en dan die suffix aan die einde e en d. Maar die woord die dubbelklank e in die woord mee leef word deur Prof verander na mee laaf, waar mee leef se betekenis saamvoel met ander is, dat hy laaf op die aksie om iemand beter te laat voel. Die woord magnolia is weer afgeleid van die Franse botanist Pierre Macmol se van. Hy het bygedra tot die wetenskaplike kennis oor die magnolia, wat nie net 'n spesifieke spesies nie, maar ook in families voorkom. Die magnolia blom is simbool van die yin, oftewel die vroulike kant van die lewe. Dit blyk dan dat die digterspreker hier in die derde gedig met die sleutelwoord magnolia meelavend spesifiek verwys na die meelewing van vroue, wat 'n teenpool is van die ouer mans, wat sy in hierdie gedig het 'n strofe wat abstrakt 5 genoem word. In hierdie gedig praat sy van die ouer mans as charmant, selfverseker, bedaard, roekeloos, wat niemand tot verantwoording roep. So die afleiding kan hier gemaak word dat juist vroue, magnolia vroue, die geroepe spesie bo mans is om die taak van meelewing uit te voer. 'n laaste voorbeeld is die van 'n samestelling in die woord fluweel toon geweerskote. Die eerste samestelling dui op 'n sagte klank of toon, want volgens die hart word die woord fluweel figuurlik gebruik vir iets wat weens die sagtheid of glans daarvan aan fluweel laat dink. Die samestelling staan in kontras met die tweede deel van die samestelling, naamlik geweerskote, wat die knal van die afskiet van 'n patroon met 'n vuurwapen suggereer. Dit is 'n voorbeeld hoe Prof vreemde woorde met verskillende assosiasies saamvoeg, in hierdie geval nog 'n kontras
'n nuut geskepte samestellings wat nuwe betekenisse tot gevolg het. Om dit saam te vat, kan ek tot dusver my studie al bepaal dat proppe reg op 'n bepaalde wyse te werk gaan in die vorming van dienskeppings en vir al die volgende 4 wyses is kenmerkend in die laaste gedruktes van die Bybelleerlinge. Die eerste wyse is die invoeging van 'n affiks aan die einde van 'n bestaande woord wat die oorspronklike woord se betekenis verander. Dit is soos daardie droomster wat ons genoem het, wat die leerling te pa die einde het. Dan, die tweede wyse is vokaal verandering binne die woord wat tot 'n nuwe betekenis lei, maar ook die oorspronklike betekenis van die woord voor vokaal verandering suggereer. Soos byvoorbeeld woorde soos woorde skot, wat eintlik woorde skat is, maar al twee is net spesifiek as jy elkeen na sal besef hoekom sy juist dit verander na skot. Aanvallende in plaas van aanvallende. Nog 'n wyse is die invoeging van 'n medeklinker in hakies binne in 'n woord wat die leser met 2 opsionele keuses met 2 verskillende woordbetekenisse laat. Byvoorbeeld soos daar die medeleier of medeljye, die hier wat ingevoeg is. En 'n ander een soos daai elkaar of elkaar wees. En 'n ander een is byvoorbeeld opperlig wat sy dit spel OP en dan sit sy die P en hakies in, soos op koperlig of opperlig. Die laaste wyse is die samevoeging van vreemde woorde met verskillende assosiasies en net geskepte samestellings wat nuwe betekenisse tot gevolg het. Dit is weer soos daai weerskote of woordwrakke in plaas van woordwrokke en rille swart. Dis is daar tot 'n groot mate 'n morfologiese sistematiek vanuit die perspektief van kreatiewe digkuns. Aan die einde van die studie sal ek 'n gebruiksfrekwensie kan bepaal en ander bevindinge nog kan maak. Dankie.